Hallo daar, welkom by ons studie van die boek van Habakuk. As jy dalk vandag vir die eerste keer saam met ons hierdie pad stap en by ons aangesluit het, miskien het iemand vir jou die skakel gestuur, van harte baie welkom. Hierdie notas voor my is tot jou beskikking. Ek stuur dit graag vir jou, so stuur net met daai e-pos. Ons het op die Here gesien dat Habakuk, wie se naam worsteling beteken, regtig met die Here worstel oor die groot vraag van onreg in 'n wêreld voor die God van geregtigheid. En hy hierdie vraag vra van Here, maar hoe nou, waar nou, wat nou, wanneer, waarom? Daai tipiese vraag wat ons ook mos maar vra. En verlede keer het ons gesien die Here se antwoord was tweelei. 1, wees stil en wag. Moenie haastig wees nie. Moenie jaag nie. Vertrou. En die tweede, bly betroubaar. Bly regverdig. Jy wat geregverdig is, hou aan om jou geloof te bly beleef en uit te leef. So met ander woorde, bly getrou in dit wat jy glo, ook in jou uitlewing, te midde van hierdie onreg, bly by die Here. Kortom gesê. So wag en bly by die Here. Wees stil en weet, sê Psalm 46. Dit sluit aan by, jy weet, Jesaja 30 vers 15, wat ons deur stil wees en vertroue hê, lê ons krag. As jy nie gaan stil wees en vertroue en nie, sê Jesaja, gaan jy nie krag hê nie, want jy wil nie, want jy is hastig en jy is ongeduldig, en dan maak jy droog. Habakuk 2 het vir ons baie mooi gesê, daar kom 'n tyd wat jy dink, maar dit moes al gebeur het. Wees stil en wag. En leef jou geloof, bly betroubaar, anders gaan jou geloof wegkwyn. So bly betroubaar. Mag dit ook vandag ons gebed en ons keuse wees, om te vertrou en om betroubaar te bly in ons wandel agter Jesus aan. Here, dankie dat daar vir ons redding in Christus is, en dat dit juis is, omdat U dit vir ons as 'n geskenk gee. Verlede week het ons mekaar herinner, Here, om te volhard, selfs in tye van swaar kry, want dit bring 'n egtheid van geloof, en dit bring 'n stuk hoop wat ons met die wêreld kan deel, wat nie beskaam nie. Ons het gehoor, Here, vanuit Petrus, dat dit so mag wees dat dit U wil is dat ons sal ly, maar dat dit beter is om te ly vir wat goed is, as om te ly vir wat sleg is. En daar soveel aankondigings van U af teenoor die slegte, dat daar oordeel sal kom, en dat hulle dit moet hoor, dat ons vandag moet weet, dat dit soveel beter is om te ly vir wat goed is. En as dit U wil is, Here, dat ons sal ly, dat ons dit as 'n voorreg sal beskou, soos die gelowiges van die Bybel, dat ons soos 'n Stefanus sal optree, of soos U broer Jakobus Jesus, wat ingetree het en gesê het, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie, selfs al verstaan ons dit nie. Want dit is wat U gedoen het vir ons. Asseblief, Here, kom en kom, hou ons net weer vas vandag, en vanuit die woord bid ek so, dat ons oë sal oopgaan, vir wat U wil deel, vandag ook in ons harte, in Jesus se naam, amen. Habakuk in die Here is in 'n tweegesprek, hierdie boek wat vol is van gebed, bereik nou 'n hoogtepunt. 'n Gebed van die profeet Habakuk, op die wysie van 'n klaaglied, so binne in die gesprekke van kerkwees pas hierdie in 'n liturgiese formule, en dit sê dus dat hierdie was gereeld geleer en gesing gewees by die samekoms van die gelowiges. So hulle sou hierdie inleer, en dit help vir jou en my ook, nê, in tye van swaar kry en nie verstaan nie, om ook die woorde te uit, die woorde na te sing van ander. Om dit nie net te sing by 'n hartseer toneel soos 'n begrafnis nie, maar dit te sing wanneer ek nie verstaan nie. Daai liedere te uiter en te onthou en te leer, want dit help ons. So hier sy klaaglied. Here, ek het gehoor wat van U vertel is, en ek is vervul met onsag vir wat U gedoen het. So die gedagte daarachter is, luister na die stories van God se redding, God se uitkoms, God se versorging. Luister na die gebeure op Sinai, die 10 gebooie in die tabernakel en God se wil. Onthou jy die Paasfees, onthou jy die intog, onthou jy die oorwinning, onthou jy wat gebeur het met Jerigo se mure. Luister en onthou, en ek het vertel van wie hy is en wat hy gedoen het, en dit het my asem weggeblaas. Ek is met onsag vervul.
En dan hierdie woorde, doen dit tog in ons tyd. Laat die dade ook in ons tyd ervaar word. Ontferm u self in die toorn. Selfs in die oomblik van toorn, Here, bring u ontferming, soos wat u dit in die verlede gedoen het, doen dit tog weer. Die verhaal word vertel van 'n jong student wat by John Wesley se plek waar hy gebly het aan sou kom, saam met sy medestudente, die profeet, hulle so intoe gevat. En dan word hulle boontoe gevat na die kamer van John Wesley. En dan sien hulle daar by sy bed hierdie 2 duike op die mat. En die student vra toe vir sy prof, maar wat is hierdie? En hy sê nee, dit is die merke wat oorgebly het van John Wesley se knieë, want hy word geken as 'n man van gebed. En Wesley word gekoppel aan een van die grootste herlewings in die moderne tyd. En die studente is toe weer af na die bus toe en die prof het hulle almal getel en toe agterkom maar een van die studente is nog nie daar nie en hy gaan toe terug en soek hom en vind hom toe in John Wesley se kamer op sy knieë by die bed met die woorde, doen dit weer, Here, doen dit weer, doen dit in ons tyd en doen dit deur my. En toe die student opstaan, toe sê die dosent vir hom, kom Billy, ons moet gaan. En Billy Graham het opgestaan en hy is bus toe. Sien, hierdie woorde van Habakuk was geprewel deur een van die groot evangeliste van ons tyd, Billy Graham. En is dit nie ook jou en my gebed nie? Here, kom doen dit weer. En dan hierdie woorde van die Here wat redding bring. God kom van Teman af. Die Heilige kom van Paranberg af. Sela. Daai woord Sela klink soos 'n psalm, nê? 'n lied wat gesing word. En Teman en Paranberg is 'n beskrywing van die rigting van Sinai. Die plek van redding, die plek van God se wil, van God se 10 gebooie, van God se voorsiening, van ontmoeting met die Here. Die Here kom van daar af. En as hy sê hy kom van daar af, beteken almal sal hom sien. Die hemelruim is vol van sy majesteit. Die aarde is vol van sy roem. En as jy 'n kind van die Nuwe Testament is, dan hoor jy so 'n bietjie uit jou oor die klanke van die wederkoms, nê. Almal gaan dit sien. Hy kom en almal sal sy roem ervaar, die heerlikheid van sy roem. Hy kom met die glans van die lig, weerligte blits uit sy hand so vol mag. Nou hoor mooi, in 'n wêreld waar daar afgodsbeeldjies gemaak is, deur die hande van mense en daarvoor gebuig is, waar afgode in die wêreld was, waar natuurtonele, natuurmagte soos die maan en die son, die wind en die see, letterlik aanbid is, kom die ontzagwekkende God, die skepper van dit alles, en hy kom vir redding. Hoor jy die absolute teendeel van Jahwe teenoor al die ander, van die Here wat kom, wat jou asem wegblaas. En die weerligte blits uit sy hand, dit wat verander 'n teken was van hulle afgode, kom uit die hande van die Here. Sien jy hoe groot en ontzagwekkend is hy? Sy hand so vol mag. Nou gaan gelees gerus Openbaring 4 en Openbaring 5 en sien hoe lyk die hemel en sien hoe kleurryk is dit en hoe mooi is dit. En dan sien jy hoe bind dit met Habakuk 3. Voor hom uit gaan die pes, in sy voetstappe volg die dood. So die Here bring in die wêreld van onreg, bring hy verwoesting oor onreg. Hy maak 'n einde daarvan, hy verpletter sy vyande. Daar kom redding. Wanneer hy staan, skud die aarde. Wanneer hy kyk, bewe die nasies. So die Here word gesien ook as hierdie groot kryger. En wanneer hy staan, alles onder hom en om hom is in onsag, besig om te bewe, bewus te wees van wie hy is. Die ouë berge verkrummel, die ou heuwels val in mekaar, die berge waaroor hy van ouds af gewandel het. Hierdie lied, hierdie klaaglied, hierdie lied word aanhoudend gesing en geprewel. Die Here wat groot is, wat onsagwekkend is, wat nog altyd gewandel het, is die een natuurlik vir wie ons dan moet buig. Dis natuurlik die reaksie wat sou kom hierop, nie waar nie. Ek het gesien hoe onheil die tente van Kisan tref, hoe die tentdoeke van Midian bewe. Hierdie is die vyande van God. Die wêreld, die lande waar afgode gedien word. Ek het gesien hoe hulle verwoes word. Was U kwaad vir die riviere, Here? Het U toorn teen die strome ontvlam? Het die see U woedend gemaak dat U op U perde gery het, op die strydwaans waarmee U oorwin het? Hierdie klink soos 'n uittog, né?
toe die Here die see oopgeklowe het en sy mense deurgestap het, toe die Here redding gebring het. En die woorde was u kwaad, want die natuur wat aan u behoort, wat in onderdanigheid aan u is, hulle het oopgekloof en daar was golwe, en wanneer daar storms kom, so wat ons dit ken, is die vraag, was u kwaad? Want dis natuurlik die beeld van die antieke afgode, nie waar nie? U het die boog uitgehaal, en met 'n eed die opdrag aan die pyle bevestig, Sela. U het die aarde oopgebreek en riviere laat stroom. Hierdie is oorlogstaal, wat sê dat die kryger Jesus, die Here wat ons later sal sien kom, kom om oorwinning aan te kondig. Jahwe is die oorwinnaar, die kryger. Toe die berge u sien, het hulle gebewe, stormwaters het verbygespoel, die diepwater het gedreun en sy golwe hoog laat opslaan. Kortom, met wie het ons te doen? 'n magtige koning. 'n magtige koning wat wil inkom, 'n magtige koning wat heers, 'n magtige koning wat hier is. Toe die vleiende pyle blits en die blinkspies flikker, hierdie klink soos weerligstrale, het die son en die maan gaan stilstaan op hulle plek. Die aarde wat erken dat die God van die natuur wat dit geskep het is hier. Daarom sal Romeine 1 vers 18 tot 31 so die ramp van die sonde beskryf, binne die natuur, dit begin vanuit die natuur, wat sê dat alles wat ons van God wil weet, moet ons in die natuur sien, en dan sien ons dat teenoor die natuur, is die sonde, die teennatuur van die sonde, breek af, terwyl God se wil, sy beswil, sigbaar is in die natuur, en ons sien dat in die natuur is daar 'n magtige Here, ons sien in al die natuurkragte, hoe groot en wonderlik en glansryk is hy. En Habakuk beskryf hom ook so. In die gramskap stap u oor die aarde, in die toren vertrap u die nasies, so die hele gedagte tot op hede van Habakuk van Here u sien nie, word 'n Here u sien, word 'n Here u doen. Die woorde van, as u sien, hoekom doen u nie iets nie, word dan maar kyk u doen, en u stap reg oor die aarde. So dis 'n antwoord op sy worsteling. U het uitgegaan om die volk te red, om die gesalfde koning te red. Jesus word genoem, Jesus Christus. Die woord Christus is gesalfde. Die een wat redding sou bring, hy is die Messias. Die een wat sou kom, wat redding gebring het. U verpletter die aanvoerder van die goddeloses, u stroop hulle kaal van kop tot tone. Gaan lees maar Kolossense 2, wat sê dat Jesus die triomfator, die een wat in die triambos stap, in die oorwinningstog, het die dood en die mag oorwin. Paulus sal later beskryf dat as buit deel hy geskenke uit vir sy kerk, en dit is die gawes wat hy uitdeel, en ons ontvang dit as ons in die triambos agter die triomfator Christus die Here aanstap, en ons hom erken as die een wat die vredevors is, en die vrede gebring het, die grootste oorwinning ooit, toe die mees onregverdigste daad aan die kruis gepleeg het, toe hy sy lewe gegee het. Die stroop hulle kaal van kop tot tone. So hulle wat ons in die vorige gedeelte gesien het, ander dronk gemaak het en hulle gestroop het van hulle klere, word nou ontbloot voor ander om te sien. Hulle wat onreg gepleeg het, sy onreg word nou duidelik. Met sy eie pyle deurboor u die aanvoerder, wanneer sy manskappe uitstorm om ons te verstrooi, terwyl hulle jubel soos die wat die ellendiges in hul skuilplekke verslind. Met sy eie pyle deurboor u die aanvoerder. God se oorwinning op die mees onverwagse manier kom toe sy eie seun deurboor is. Toe hulle hom bespot het, toe hulle hom gestroop het. Maar juist daarin kom die grootste oorwinning toe. Sien dat dis die enigste beeld wat sin maak in 'n gebroke wêreld. 'n lydende Messias wat self die lyding op hom neem. Op hierdie wêreld wat mense deurboor en seermaak en stikkend maak, het hy dit op hom gebring, sodat as ons agter hom aanstap, ons nie dieselfde sal doen as ander nie, maar juist hierdie lewe sal leef wat so gans anders is dat dit die lewe op sy beste is. Vers 15, hy trek die see, deur die see met die perde, sodat die magtige waters bruis. Hy is die triomfeerder, en hy trek deur die see,
So selfs die see is onderdanig aan U. Toe ek hierdie dinge hoor, het ek gesidder. Natuurlik, as jy dink oor al hierdie tonele wat hy beleef het. Net soos Johannes van ouds daar in Openbaring, né? Hy het gesidder, my lippe het gebewe, my liggaam het lam geword. My bene het aan die ruk gegaan. En onthou jy wat die Here vir hom gesê het in hoofstuk 2? Jy moet wag en jy moet getrou bly. Antwoord Habakuk nou, tog sal ek geduldig wag. Die dag van die oordeel moet kom oor die volk deur wie ons aangeval is. Ek kies om in tye van aanval en onderdrukking en onreg en die misbruik van mag om op die Here te wag, die Here van redding. En as Habakuk dan hierdie lied af sou sluit, hierdie klaaglied af sluit met 'n hoogtepunt wat ons so gereeld al in die kerk gesing het, dan is dit nie 'n mooi lied nie. Dis 'n vasberade lied, 'n lied van vasberadenheid wat sê, ek sal vashou al gaan dit nou slegter gaan. En dis die belangrike, nie dit gaan nou beter gaan nie, maar ek het 'n nuwe perspektief op onreg, want ek weet van die Here wat redding sal bring. In hom stel ek my vertroue. Al sou die vyeboom nie bot nie. En ons weet, dit wat hy nou beskryf, is 'n beskrywing van waarvan hulle geleef het, en waarvan hulle inkomste gekry het. Al sou die vyeboom nie bot nie, en daar geen druiwe aan die wingerde wees nie. Dit beskryf 'n toestand van droogte. Al sou die olyfoes misluk, en die lande geen oes lewer nie. So daar's geen inkomste waarvan ons kan oorleef nie, daar's niks wat ons kan gaan koop nie, en daar's geen kos op die tafel nie. Al sou daar geen kleinvee in die kampe meer wees nie, en die beeskrale sonder beeste wees, geplunder deur ander, beroof deur ander. Nogtans sal ek in die Here jubel, sal ek juig in God my redder. Ek gaan wag, en ek gaan getrou bly. Dis Habakuk se keuse op grond van wat die Here vir hom in hoofstuk 2 gesê het. Wag en bly getrou. Wag en bly glo. Hierdie is 'n jubeling wat kom uit 'n diep plek van pyn. Nie uit 'n plek van voorspoed nie. Dis 'n keuse wat Habakuk maak om te sê, ek weet ek het gehoor wat voor lê, maar nogtans lê my jubeling nie in my situasie of my omstandighede nie, maar in wie God is. Ek sal jubel in die Here, ek sal juig tot God my redder. Die Here my God gee my krag. Hy maak my voete soos die van 'n ribbok, op hoë plekke laat hy my veilig loop, die woorde van die psalms wat ook hier geuiter word. Die Here my God gee my krag. Paulus sal skryf in 2 Korintiërs 12, na baie diep worsteling, waarin hy 3 keer vir die Here sê, neem dit weg. Neem dit weg, hierdie doring in sy vlees, hierdie boodskapper wat om met vuiste slaan, hierdie absolute worsteling. En dan sê die Here, my krag kom tot volle werking wanneer jy swak is. En dan sê Paulus, daarom sal ek bly wees, ja sal ek juig in my swakheid, ek sal roem in my swakheid, want wanneer ek swak is ek sterk. Die Here my God gee my krag, al is al die dinge so moeilik, so onregverdig, so sleg, so teen wat ek verwag het. Nogtans sal ek jubel, want my jubeling lê in U. Dit lê nie in of dinge vir my beter gaan of makliker gaan nie, want ek weet aan die einde van tyd maak U 'n einde aan hierdie onreg. Daarom, die Here my God gee vir my krag. En dan eindig hy vir die koorleier met snarespel, sing dit. Habakuk, hierdie boek van worsteling, van stoei, eindig op 'n absolute hoogtepunt, van lof en eer aan die Here. Wil jy dit nie waag vandag nie, dalk lê jy in 'n hospitaalbed. Dalk is jy op 'n plek waar daar 'n doodstyding is wat oor jou gekom het. Dalk is jy op 'n plek waar jy die onreg van 'n besluit van iemand anders in terme van 'n verhouding waarin jy dalk is, dalk 'n huwelik, dalk 'n werksituasie waar jy ingedoen is, en jy vra en jy worstel en niks is vir jou reg, en jy is op 'n plek waar jy jou rug op die Here wil draai. Wil jy nie asseblief vandag die woorde van Habakuk hoor nie? Habakuk wat geworstel het, maak dat ek en jy steeds kan worstel, en nog 'n ronde probeer, en weer my hande uitsteek en sê, Here, ek gaan vashou, maar ek gaan stil wees,
en op U vertrou. Ek gaan betroubaar bly. Al is my woorde 'n gebroke halleluja, is dit steeds halleluja, want U is steeds wie U is. Want dit bly die waarheid, dat die Here vir ons krag gee, dat hy ons voete laat loop op soos die van 'n ribbok, op hoë plekke, waar ander dit nie sal waag nie, is ek veilig. Want hy is die Here van die hoogtes, maar hy is ook die Here in die dal van doodskaduwee. Hy is die Here van die groen weivelde, maar hy is ook die Here van die kruis. Mag hy jou ontmoet waar jy is vandag. Dankie Here. Dankie. Dankie vir U woord en dankie dat ons met Habakuk kon stap. As ons weet dat U hier is nou, dan maak ons woorde, Here, nie meer saak nie, want U is. Dan is al wat regtig saak maak, is ons oorgawe aan U. Ons erkenning vanuit ons diepste wese, hoe groot en ontzagwekkend U is. Dan hoor U ons stil woorde, soos Romeine 8 sê, as ons nie woorde het nie. Dankie dat Romeine 8 ons herinner dat U vir ons bid. Heilige Gees, dat U vir ons intree. Here Jesus, dat U vir ons intree. So in 'n tyd van nie verstaan nie, van magteloosheid, is U die Here wat ons herinner, niks kan ons van U liefde skei nie. Die liefde wat daar is in Christus Jesus ons Here. Ons eer die Here Jesus as die een wat die lydensbeker gedrink het. As die een wat ontbloot was, wat wreed aan gedoen is, wat aan geen mens ooit gedoen was of moes wees nie, maar aan U gedoen is, want dis die totale wreedheid van hierdie wêreld. U die lam van God wat U lewe gegee het, die diepste pyn beleef, sodat ons vryheid kan hê. So bitter dankie Here, dat ons vergewe kan wees, omdat U ons vrygespreek het. Nie uit ons verdienste nie, want dit sal ons nooit kan nie. En vandag, as daar iemand was, of is, wat hierna luister, wat wreed opgetree het teenoor ander, wat hulle mag misbruik het, wat in skaamte voor U sit, en nie nou weet wat om te sê nie. Ek bid dat U, die Here van genade en waarheid, wat die waarheid kom ontbloot vanuit die woord, ook die genade sal kom gee, soos vir die moordenaar aan die kruis. Vandag sal U saam met my in die paradys wees. Dankie dat as ons sonde bely, U is getrou en regverdig, U vergewe ons, U reinig ons, en U sê, jy is myne. Daarom aan U al die lof en die eer in Jesus se naam. Amen. Amen. Ek hoop hierdie was vir jou so spesiaal soos wat dit vir my was. Dankie dat jy saam reis. As die Here wil, kyk ons volgende keer weer saam.